Ons praat baie oor die wonder van die opstanding. Maar Jesus was nog vir 40 dae na dit besig met sy disippels. Wat het in daai 40 dae gebeur? Vriende, goeiedag en welkom by vandag se Huisfiks. Ons is nog in opstandingstyd, die tyd waarin ons so 'n bietjie dink oor die effek van die opstanding ook in ons lewe. En dis die vraag wat ons vra, miskien is die opstanding nie net iets wat met Jesus gebeur het nie, maar ook wat met ons gebeur. Dink bietjie vir 'n oomblik aan alles wat in daardie 40 dae na Jesus se opstanding gebeur het. Daar is die wonder van erkenning, waar die Emmausgangers weer vir Jesus erken en eers later besef dat dit hy was wat saam met hulle gestap het. Ons kry daai gedeelte in Lukas 24. Daar is die wonder van vrede en vrees, waar die disippels hulle self uit vrees uit toesluit agter geslote deure, en dan verskyn Jesus daar in hulle midde en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ons lees van dit hier aan die einde van Johannes. Daar's die wonder van herstel, waar Jesus aan Petrus verskyn om hierdie verhouding wat nou skade gelei het na Petrus se verloning, waar Jesus dan net kom en vir Petrus wil wys, weet jy, ek wil graag hierdie verhouding wat ek met jou het, wil ek herstel, dit weer op 'n goeie plek bring. Dalk kan ons onsself in hierdie verhale inleef ook in hierdie tyd, met die vraag, hoe beïnvloed die opstanding ons? Is die opstanding net iets wat met Jesus gebeur het, of is dit iets wat met ons in ons lewe ook gebeur? In watter verhaal identifiseer jy jouself? Waar het jy dalk die wonder nodig dat Jesus homself weer aan jou bekend maak, sodat jy hom kan raak sien in jou lewe? Waar sit jy dalk nog agter geslote deure van vrees in jou lewe en het jy Jesus se vrede nodig? Waar het jy 'n stuk herstel in jou lewe nodig, in jou verhouding met God? Waar verlang jy dat die skrif weer vir jou oopgemaak moet word? Dit is wat die opstanding van Jesus ook vir ons doen. Hy kom nie net hierdie groot wonder van die opstanding doen nie, hy kom leef dit ook in ons lewe uit. Hy kom ontmoet ons mense op verskillende plekke waar ons is in ons lewe, hy bring die herstel, hy kom maak homself bekend, hy openbaar weer sy woord vir ons, hy werk met elkeen van ons. Iets merkwaardigs het gebeur in daai 40 dae na Jesus se opstanding, en ek dink regtig dat dit die groot wonder van die opstanding is. Dieselfde mense wat getwyfel het, dieselfde mense wat vrees gehad het, dieselfde mense wat gevoel het hulle is nie goed genoeg nie, wat weggekruip het, wat gebroken was, word uiteindelik die mense wat Jesus hier in Handelinge 1 dan uitstuur en vir hulle sê, julle sal my getuies wees. Die grootste wonder van hierdie tyd van die opstanding is nie dat alles daar met die kruisiging en die opstanding klaar en reg en perfek was nie, maar dat Jesus daai mense in hulle gebrokenheid weer ontmoet en dan hulle van daar af begin stuur. Kom ons dink hierdie week bietjie daaroor. Ons dink oor in hierdie tyd, hierdie 40 dae tot en met die hemelvaart, weer oor waar die Here met ons in ons lewe besig is. En dan sien ons sy teenwoordigheid ook daar raak, en ons is dankbaar daarvoor. Mooi dag vir jou.